Goeiemiddag, dis Ina met resepte vir die lewe. Soos beloof, kyk ons bietjie vandag na die boek Filemon. Of Filemon, soos baie ouens hom ken, Philemon, soos hy in die Engels is, 'n ou een bladsytjie in die Nuwe Testament, net na Titus. Hierdie is 'n brief wat Paulus aan sy vriend Filemon skryf. Filemon beteken vriendskap of vriendelik. En Paulus beroep hom op Filemon se vriendskap. Hy doen ook 'n beroep op sy liefde vir sy naaste, maar eintlik vir een spesifieke persoon. Nou, Filemon het in die verlede nie baie rede gehad om vir hierdie spesifieke persoon baie liefde te hê nie, want hierdie persoon, Onesimus, het weggeloop van hom af. Hy was 'n slaaf wat weggeloop het en op 'n manier by Paulus uitgekom het waar Paulus in die tronk is en daar vir Paulus gedien het. Nou weet ons nie wat is die storie agter die storie nie. Ons weet nie of hy dalk by Paulus gaan nuus aandra het en gesê het, maar Filemon was nou nie juis eintlik die vriendelikste en die liefdevolste meester nie. Of het God die paadjie so uitgelê dat hierdie man toevallig by Paulus uitgekom het. Maar om die storie kort te maak, Paulus het hierdie man begin bearbei en hy het tot bekering gekom. Maar die interessantheid van hierdie storie is dat Onesimus se naam beteken useful. Maar hy was definitief nie useful vir Filemon nie. Een van die vertalings sê, hy was vir jou 'n niks werd gewees. Hy was vir jou absoluut niks werd nie. En ons weet ook nie wat is daar die storie nie. En ek kan lekker stories oor dit uitdink. Ons weet net, Onesimus was ongelukkig by Filemon en hy het weggeloop. In die tronk by Paulus kom hy tot bekering. En nou stuur Paulus hom terug na Filemon toe. En hy sê, ek stuur vir jou hierdie kind wat ek aan geboorte gegee het. Een van die vertalings sê, hy is my hart se punt en ek is vir hom so lief, maar ek stuur hom terug na jou toe. Jy sien, Paulus is besig om een van God se wette na te kom. Hy kon hom uitgelewer het aan die Romeinse reg, maar hy sê nee, ek stuur hom terug na sy oorspronklike eienaar toe. Maar wat so mooi is dat hy sê, hierdie man Onesimus, wat vir jou niks werd is nie. Ek beloof jou, hy gaan nou vir jou goud werd wees. Wat is die resep wat ons nou vandag hier uitkry? Ons kyk baie keer na mense en ons sê hulle is niks werd. Hulle is useless. Ons praat van ons regering wat useless is, ons munisipaliteite wat useless is. Maar jy sien, God kyk nooit na iemand en sien hy is useless nie. Want elke mens is gemaak met 'n doel op aarde. En partykeer laat Vader hulle op ons pad kom. En dan doen hy 'n beroep op ons liefde, om daardie persoon te lei van niks werd wees na goud werd wees. En ek wil vir jou sê vandag, my potie, my sussie, jy jou hele lewe deur moes hoor, jy is niks werd. Trek 'n streep daardeur en skryf oor dit. Ek is goud werd, want my pa sê so. En as jy iemand in jou nabyheid het, wat jy voel hierdie persoon is regtig niks werd, dan wil ek hê jy moet ook daaroor gaan 'n streep trek en sê, hierdie persoon weet nog net nie dat hy goud werd is nie. Hy is nog op 'n verkeerde plek. Hy dink nog, hy is niks werd. Die keuses wat hy maak hom niks werd. Maar in die oë van sy maker is hy goud werd. In die oë van sy maker is hy useful vir die koninkryk van God. En dan kyk jy maar na die ouens wat op jou pad gekom het. En hou jou ore oop. Want jy is dalk net die persoon wat met geboorte gee, deur jou gebede, deur jou bediening van liefde, aan iemand wat niks werd is nie, om hulle goud werd kinders van die koninkryk te maak. Gaan lees 'n bietjie die storie van Filemon. En gaan lees hom sommer in verskillende vertalings, want dis een van die mooiste stories in die woord.
God skryf nooit iemand af nie. Gaan soek daai ouens wat niks werd is. En begin hulle vertel dat hulle eintlik goud werd is, want hulle is in die hemel bedink. Hulle is deur die God van die heelal bedink om uniek te wees, om eenmalig te wees, om spesiaal te wees, om koningskinders te wees. Aba Vader, ja, daar is so baie ouens in ons lewens wat ons na kyk en ons dink hulle is niks werd, want hulle tree niks werd op. Help ons om te sien dat U goud in hulle ingedeponeer het, want U het U self in hulle kom inbou toe jy hulle geskep het. Help ons om die goud raak te sien en help ons om van hulle goud werd mense te maak. Help ons om onsself te sien as goud werd. Amen.